Goeiedag en baie welkom. Ons word genooi na die emosionele toneel tussen Jesus en Petrus. In Johannes 21, 'n toneel wat ons elkeen hoop gee. 'n Toneel wat sê, jou mislukking is nie groter as die liefde vir jou nie. 'n Toneel van herstel, herskep en herbou. Kom ons lees 'n gedeelte van Johannes 21 saam. Toe hulle aan land kom, sien hulle vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skei geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. En nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Petrus, die een wat vroeër met passie, loyaalheid beloof het Jesus 3 keer verloon, tydens sy arrestasie en sy verhoor. Nou na die opstanding, kyk Petrus die een wat hy verraai het in die oë. In plaas daarvan om Petrus te veroordeel of om hom op sy plek te sit, vra Jesus met deernis vir hom. Petrus, het jy my lief? Nie net 1 keer nie, maar 3 keer. Wat Petrus se 3 verlonings weerspieël. Jesus het nie probeer om Petrus te verneder nie, maar om hom te genees. Jesus fokus nie op Petrus se mislukking nie, maar trek hom deur liefde terug in verhouding. Hierdie vraag, het jy my lief, is die belangrikste vraag vir elke volgeling van Jesus. Of in hierdie gedeelte vra Jesus, het jy my lief meer as hulle of dit? Dit is nie, sal jy beloof om my nooit weer te faal nie, of sal jy 'n volmaakte disipel wees nie. In plaas daarvan gaan Jesus reguit na die kern toe. Liefde. Liefde is die ware fondament van die Christelike lewe en diens. En elke keer as Petrus antwoord, gee Jesus vir hom 'n opdrag. Voed my lammers, sorg vir my skape, voed my skape. En hier is die ding. Liefde vir Christus word sigbaar in liefde vir ander. Jesus is nie tevrede met net 'n privaat liefde nie. Hy roep Petrus tot aksie om vir sy mense om te gee. Hierdie beweging van liefde na diens is deurslaggewend. Om Jesus lief te hê, lei daartoe dat ons sy kudde liefhet. 'n Verhouding met Jesus lei altyd uitwaarts na verantwoordelikheid vir ander. En dalk 'n vraag. Hoe sou jy antwoord as Jesus vandag vir jou vra? Het jy my lief? En as jy alles in jou lewe, al die belangrikste goed in jou lewe op die tafel sit, het jy my lief meer as hulle? En die ander ding uit hierdie gedeelte is dat ons herinner word dat ons verlede en vorige mislukkings ons nie diskwalifiseer om saam Jesus verantwoordelikheid te vat vir sy skape of mense nie. Jesus weet van Petrus se verlonings, hy weet van sy mislukkings, sy tekortkominge, en tog vertrou hy hom steeds met sy skape. Hy vertrou hom met sy mense, hy vertrou hom met hierdie werk wat God besig is om in mense se lewens te doen. Die opgestane Christus glo in Petrus se potensiaal ten spyte van sy swakhede. En hy glo ook in ons sin. Uiteindelik word ons genooi om Jesus se vraag persoonlik te hoor.
Nie as 'n beskuldiging nie, maar as 'n uitnodiging. Het jy my lief? Dis 'n uitnodiging om ons liefde te hernie. Om net weer te bevestig, dit is wat dit is. Om van verlede skaamte te genees. Om te herontdek dat ons roeping voortvloei uit verhouding, nie uit perfeksie nie. In hierdie toneel en optrede beloof ons, daar is altyd hoop. Kom, Jesus wag. En vandag, dalk as afsluiting, jy kan met hierdie vraag gaan reflekteer vandag verder. Het jy my lief? Meer as hulle hier. Meer as dit. Die eerste vraag. Vir my is dis 'n groot introspeksie van wat in my lewe aangaan. Is daar enigiets wat in die pad staan van my liefde vir Christus? En dan die tweede een, sal ek gaan. Sal ek gaan en hierdie amp, hierdie roeping, hierdie verantwoordelikheid wat die Here vir my gee om uit te reik en mense se lewens aan te raak, sal ek dit doen? Sal ek dit opnuut doen? Want miskien sê ek doen dit. Maar sal ek dit opnuut doen? Sal ek opnuut ja sê hiervoor? Ek los dit by jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om saam met U te werk in dit wat U doen. Dankie dat ons tekortkominge ons nie diskwalifiseer om die pad saam met U te loop nie. Help ons om die bewus te wees van dit wat U in ons lewens wil doen. In Jesus naam. Amen.